Goeiemiddag almal. Ek dink net voor ons begin wil ek net bietjie sien met wie praat ek vandag. So die ouens wat klaar 'n klein besigheid het of in besigheid is, kan julle net julle hande opsteek, dat ek net sien wie van julle is reeds in besigheid. OK, great. En dan wie van julle is in 'n koöperatiewe besigheid of werk vir 'n groot maatskappy? Net so 'n bietjie agtergrond dat julle dan weet met wie julle vandag praat. Ek is die uitvoerende hoof van die Premium Groep. In die Premium Groep, ons hoofkantoor is hier in Pretoria en ons het kantore in die Kaap en dan ook in Durban. En basies wat ons doen is, ons het groot maatskappye. Op die een kant het ons 'n distributiemaatskappy wat invoere doen en produkte versprei. En onder andere is dit groot name, internasionale name soos Nikon, fotografie. Ons doen Lexar, memory wat in die selfone ingaan. Ons het so 33 internasionale produkte wat ons in en uitvoer. Dan deel van my groep is, het ons ook 'n gedeelte van die besigheid wat in finansiële dienste is, soos King Price Insurance, in Pretoria gebaseer, maar ons doen besigheid reg oor die land. Korttermynversekering is een van ons besighede in die groep. En dan het ons ook 'n groot commodity trading, wat ons basies rou materiale aankoop van reg oor die wêreld, skepe vol, graan, sorghum, daai tipe van goed, en ons vervoer dit dan of versprei dit in Afrika in, of van Suid-Afrika weer uit na die res van die wêreld toe. En dan een van die ander groot besighede is Premium Defence, en ons het 'n vervaardigingsfabriekie bo, en ons maak produkte vir die sekuriteit en die polisie en die weermagte, non-lethal, so goed wat mense nie doodmaak nie, maar beskerming en so aan, en dit word basies uitgevoer na die res van Amerika en dan baie van Oos-Afrika. So, ek gaan bietjie vandag met julle net praat, dat ons net bietjie kyk na hoe stel 'n ou 'n besigheidsplan op as dit kom by bemarking en verkope. En een ding wat ek geleer het oor die laaste 20 jaar of so in besigheid is dat 'n besigheidsplan op die einde van die tyd maak of jy iemand gaan sit en luister en vir jou sy geld gaan gee, en of hulle gaan sê nee, dankie, ons staan nie belang nie, maak nie saak hoe goed jou besigheidsplan is nie. Vandag wil ek net bietjie fokus op besigheidsplanne vir besighede klein, iemand wat so min soek soos 5 of 10.000 rand tot en met so 10 miljoen rand. Die oomblik as ons oor daai bedrag gaan, dan begin ons bietjie kyk na 'n meer gesofistikeerde belegger, en jou besigheidsplan het bietjie van 'n ander manier wat hy goed aanspreek en waarna hy kyk. Nou in my groep, omdat ons 'n groot diverse klomp maatskappye het ons letterlik seker elke maand kry ek 4 of 5 prospektus of besigheidsplanne wat oor my tafel kom, wat ons na kyk. En baie keer, die wat ons in belang stel, kry mens dan die mense in om jou te kom sien, 'n voorlegging te maak. En die meeste van die voorleggings, as die mense begin, dan verloor jy jou so binne die eerste 2-3 minute. En dis die probleem as jy met 'n suksesvolle entrepreneur gaan praat, is jy moet besef dat die ouens nommer 1 sukkel om stil te sit. Hulle sukkel om te konsentreer, want hulle het 'n klomp goed op hulle kop. En as jy hom nie binne die eerste 3 minute met jou besigheidsplan gaan vasvat nie, en sy aandag gaan kry nie, dan gaan hy nie verder na dit kyk nie. So dit maak nie saak hoe goed jou besigheidsplan is nie, jy gaan nie veel uit die ou uit kry nie. En so, dis altyd waaroor begin dit. So as ek so 'n bietjie 'n vraag kan uitsit daar buite, wat dink julle is die mees belangrikste ding, die eerste ding wat jy dink 'n belegger of iemand wat aan jou besigheid wil belê, wat is die eerste ding wat jy dink hy wil sien op 'n besigheidsplan? Daar's nie 'n regte of verkeerde antwoord nie. Wat dink julle? Watse waarde gaan hy uit jou besigheidsplan uitkry? Dis presies. Ek dink die eerste ding wat 'n belegger wil sien, as hy daai dokument, of die eerste ding wat jy vir hom moet sê, is hy wil dadelik weet, wat gaan sy
ROI wees op hierdie belegging. Voordat jy vir hom enige mooi stories vertel van hoe jy op hierdie uitstekende idee uitgekom het en weet, is al iets wat jou oupa uitgedink het 200 jaar terug en nou gaan jy dit probeer doen. Die mense wil nie lang stories weet nie, hulle wil dadelik weet, waar is die rand en sent? So, baie goed daar geantwoord is dat die eerste ding wat jy moet op die eerste bladsy hê is, wat is my return on investment? Wat dink julle is die volgende ding wat belangrik is? Wat wil jy hê van my? Wat is my betrokkenheid? Ja, ek dink dis 'n ding wat baie belangrik is vir mense wat dit na kyk. Ek dink as ek na 'n besigheidsplan kyk, wil ek altyd weet wat se moeite het hierdie persoon reeds gedoen. Is dit nou net 'n uitstekende idee wat hy een aand mee opgekom het en nou soek hy geld daarvoor, of is dit iets wat hy al bietjie sweet ingesit het, miskien al bietjie iets aan gedoen het? So dis baie belangrik om te weet, wat het jy al reeds gedoen en dan wat gaan jy doen om hierdie ding suksesvol te maak van daar af. So as ons kyk na die strukturering van 'n besigheidsplan, die eerste, kom ons sê, openingsbladsy is die eerste fokus wil weet, wat gaan die return on investment wees hierso. Die tweede ding is wat het jy sover gedoen, en dan kan jy begin kyk na, wat is dit wat presies die produk so uniek maak. Dink julle dat alle goeie idees, goeie besighede maak? Ja, nee, niks. Nee. Ek dink dit is 'n groot ding. Baie van ons raak so passievol oor ons idees, wat ons uitdroom, dat ons sommer net aanneem dat dit gaan ook 'n uitstekende besigheid wees. En dis een van die goed wat jy maar kan gaan kyk in die lewe, is dat daar's baie keer uitstekende idees en konsepte, maar dit is net nie 'n besigheidsidee of konsep nie. So maak seker dat jy genoeg navorsing gedoen het op dit, voordat jy dit in jou besigheidsplan begin inwerk. Hoe belangrik dink julle is die feit dat jy jou eie geld of tyd moet insit in 'n nuwe besigheid? Is dit dink julle dis 'n ding wat belangrik is vir 'n persoon wat geld in jou besigheid wil insit? Of dink jy dis nie iets wat regtig op 'n besigheidsplan van toepassing is nie? Lyk my die ouens aan Centurion het al die antwoorde. Ek dink die Engelse uitdrukking is skin in the game. So as jy nie skin in the game het nie, dan is daar nie veel vertroue van jouself en jou eie besigheid nie. So die antwoord is baie belangrik. Ja, dis 100% reg daarso. As jy kyk na 'n besigheidsplan, as die ouens dit kom voorlê aan jou, ek dink een van die eerste goed wat ek wil sien in so 'n persoon is dat glo hy so in sy eie produk, dat hy bereid is om sy huis, sy kar en sy hond te gaan te verkoop en alles indruk in hierdie besigheidsidee. Of kom hy net na my toe om my geld op risiko te plaas en hy's nie bereid om dit te doen nie. So, dis verskriklik belangrik dat voordat jy eers begin met jou besigheidsplan, moet jy gaan sit en dink en sê vir jouself, gaan ek in hierdie besigheidsplan die motivering en die passie wat ek het in hierdie produk en hoe ek daaraan glo, gaan dit deurkom. Want net 'n klomp woorde en 'n klomp gegorrel op 'n bladsy gaan nie iemand regtig laat inkoop op jou besigheidsplan nie. So dit is verskriklik belangrik dat die persoon aan wie jy dit voorlê, die oomblik as hy dit kry, dan wil hy wil voel en sien, hoor hierso, maar jy glo in hierdie ding met jou hele lewe en dis nie net 'n goeie idee gewees wat jy gekry het nie. Ons het gepraat van die persoon wil ook weet wat die return of sy investment gaan wees, maar dit gaan vir my ook oor die risiko wat daarin verbonde is, jy weet, 'n berekende risiko. Ja, kyk, is belangrik dat as jy gaan kyk na jou detail wat jy gaan opsit op jou finansiële gedeelte van jou besigheidsplan, daarso sal ons gewoonlik kyk na die risiko versus jou ROI. En dis soos maar hoe dit werk in besigheid, hoe hoër die ROI, hoe hoër is jou risiko. Maar enige persoon wat na 'n besigheidsplan kyk, wat weet waarvan hy praat, gaan dadelik vir jou die regte vrae kan vra, want as jy vir hom gaan wys, hoor hierso, hy kan 'n
'n ROI maak van 45% en hoër, dan gaan hy begin vra, want dan begin die risiko groot raak en hoe jy nou kyk. So, dit is iets wat jy wat belangrik is, maar ek dink ou sit dit gewoonlik, daai tipe goed kom gewoonlik vir my in die detail besigheidsplan, want in 'n besigheidsplan wil jy tog ten minste 'n jaar se inkomste staat per maand sien. Ek hou daarvan om 'n 3 jaar ding na te kyk, maar dit kom dan daarin en dan kan jy ook daarvolgens sien wat is die risiko's. Ek dink ook in jou strategie, as jy kyk na jou besigheidsplan, as jy kyk na kom ons praat van die verkoopsgedeelte, is dit ook 'n gedeelte waar jy gaan dit bespreek, want jy moet daar kan verduidelik is, wie is jou marknommer 1? So dit moet baie duidelik gestel word, is dat wie is jou target market? Jy moet baie presies weet wie jy aan gaan verkoop. Dit help nie jy ontwikkel 'n produk of 'n idee of 'n diens en jy dink jy gaan die hele, kom ons praat nou maar van Suid-Afrika, jy gaan die hele Suid-Afrika kry van jou produk te hou of te koop nie. Jy moet presies weet na watse mark gaan jy en dit moet dan deurkom op jou syfers. So weet daar kyk ek ook dan wat is die tipe risiko's op dit. Enige ander vrae daarso, skus. Voordat ek begin kom by die detail in die verkoops en die bemarkingsgedeelte, ek dink ook wat baie besigheidsplanne mense foute mee maak is dat hulle probeer te veel inligting insit van die storie waar die ding begin het en hoe jy hierdie idee uitgedink het, en weet daai tipe feite maak nie regtig enige impak nie. Ek dink op die einde van die tyd wil ons weet, hoekom dink jy gaan hierdie produk werk of diens, en wat is dit wat hom gaan anders te maak as wat reeds daar buite is, as daar iets anderste is, en hoe jy by jou idee en goed uitgekom het, is gewoonlik nie te belangrik nie, en ek is 'n ou wat glo in 'n kort besigheidsplan. As jy vir my dokument gaan neersit van 10-20 bladsye, kan ek jou waarborg, daar's bitter min entrepreneurs vir daai ding gaan deurlees. Die ouens het nie die tyd of die konsentrasie om dit te doen nie. So moenie te veel gegorrel insit nie, maak seker dat jy tot die punt kom so vinnig as moontlik. Dan as ons kyk na die besigheids of die plan self, dink ek dis belangrik dat jy jou op een kant jou verkoopsplan of jou sales wat ons dit noem, opsit. Dit is 'n afdeling en ek sal nou 'n bietjie praat oor wat ons daar wil in hê, en dan wat jy wil doen op 'n bemarking, wat op die einde van die tyd is, as jy kyk na bemarking se uit en uitpunt is basies vir 2 goed. Die een ding is om verkope te genereer, en die ander ding is wat ons noem brand awareness, of om jou produk se brand, as jy besluit, dis wat jy wil doen, jy gaan nie net 'n diens of iets verkoop nie, jy wil 'n brand daar buite vasstel, hoe gaan jy dit bemark en in die mark insit. So, dis 2 verskillende goed. Baie besigheidsplanne wat ek sien, word hierheen vervleg, en ou kry nie 'n regtig 'n goeie idee van wat daar buite is nie. So as ons kyk na die verkoopsplan, wat dink julle ouens moet alles in so tipe gedeelte van die plan inkom? Wat dink jy wil 'n entrepreneur wat in jou besigheid belê sien? Ja, wel as ek kyk na hoe se besigheidsplan wil ek sien of dit uitvoerbaar is. Okay, so ons praat nou van die gedeelte waar die verkope op gaan wees. So as jy sê, praat jy van dat die verkope uitvoerbaar is of die besigheidsplan? Wel, as ons by besigheidsplan en die verkope, dat jy kan verkope, soos jy gesê het, jy kan nie in die hele land verkoop nie, maar jou bemarkingsstrategie moet wees realisties, en hy moet wees so gemik op 'n sekere target market wat jy wil bereik, en dan moet jy daarna op 'n presentasiebasis daar werk. Wat nog dink julle is belangrik in 'n verkoop? Ek sien nie bo by Centurion is iemand. Dink jy verkoopsplan gedeelte moet jy kan wys wat gaan jou koste wees van jou produk en jou verkoopprys. So mense kan sien wat jou winsmarges gaan wees. Okay, baie goed. Terwyl jy nou daai ding geopper het, is almal van julle as jy nou 'n besigheidsplan gaan skryf en jy wil jou koste uitwerk, weet julle almal wat die verskil is tussen, ek weet nie wat se Afrikaans nie, maar wat is die verskil tussen margin
en markup. So julle almal daarom gemaklik met daai term, want jy kan nie glo hoeveel besigheidsplanne sien ek waar die mense dit nie verstaan nie, en dan wys hulle hierdie verskriklike groot bruto winste, maar eintlik is dit hulle markups wat hulle vir jou wys. OK, so is nie nodig om dit vir julle te verduidelik nie. Uitstekend. Wat nog dink julle is belangrik om op die verkoopsgedeelte te kom? Stefan, ek dink om te bepaal wie jou mark is. Dis vir my een van die belangrikste goed om te weet wie die mark is wat daai produk gaan koop. Okay, kom ons of daar 'n mark is. Of daar 'n mark is. Kom ons kyk bietjie na dit, want dit is nogal 'n baie groot belangrike ding is dat te besluit wie is die mark na waarna jy gaan. So wat dink julle, hoe bepaal 'n ou 'n mark? Ek meen jy het nou 'n produk hierso, maak nie saak wat dit is nie. Wat dink julle is die fundamentele goed wat ou nou moet gaan kyk om te bepaal wie is jou mark? Hoe kom jy by daai besluit uit? Wel jou produk of jou diens wat jy bied, gaan bepaal wat jou mark is. So jy moet weet wat dit is wat jy wil doen of wil verkoop en dan moet jy daai mark toets deur jy weet fisies dit eintlik te toets deur navraag te doen in die mark en rond te bel, mense weet 'n paar vrae te vra, die mark wat jy identifiseer, om spesifiek in daai mark wat jy identifiseer rond te bel en te hoor, is daar 'n behoefte, wat dink hulle oor hierdie produk, hoe lyk dit vir hulle, is dit relevant, wat ook al. OK, goed. En nog iemand anders daar? Hoe bepaal ons wat is 'n teikenmark? Wel, ek sou sê, as jy 'n spesifieke produk verkoop, sê vir argument se toetsmeter. Gewone mense by die huis sal nie aan so ietsie belangstel nie. So jy sal baie moet spesifiek wees wie het jou produk nodig en nie net almal wil dit hê nie. OK, goed. En as jy nou bepaal het dat, kom ons vat nou sy idee van 'n toetsmeter en jy het bepaal oor hierso dis dalk tegnologiese maatskappye wat dit gaan gebruik. Wat is jou volgende stap om te bepaal wat is die grootte van daai mark? Ek dink die basiese stappe gaan daaroor dat jy identifiseer die mark, in hierdie geval is dit miskien tegniese maatskappye. Jy gaan bepaal dan hoeveel van daardie maatskappye jy dink jy kan adresseer. In Engels noem ons dit die addressable market. Jy kan nie altyd almal bykom nie. Soms kan jy nie. Die volgende ding wat jy dan gaan doen is jy gaan soek elke bron wat jy moontlik kan kry wat sulke maatskappye vir jou kan lys. Daar sal Google is een plek om dit te gaan soek. Daar is nasionale registers van maatskappye en wat hulle doen, wat mense dan ook kan gaan navorsing doen. Dan sou ek steekproewe gaan doen in daai maatskappye om te kyk of hulle wel belangstel in daardie spesifieke produk of wie dit gaan gebruik, wie presies die besluitnemers is in daardie mark en op daardie manier sal ek uiteindelik afkom op wat ek dink die potensiële mark vir my is en dan gaan ek begin aannames maak dat as my bemarking regtig goed is, gaan ek miskien aan 10% of 20% van die mense gaan ek verkoop. Ek dink wat ek by wil uitkom hierso is die ding dat ons moet op feite werk. Jy kan nie net sê hoor hierso is 50 miljoen mense in Suid-Afrika, 50% van hulle maak gebruik van hierdie produk, so ek gaan dan 10% verkoop nie. Ek dink dit is verskriklik belangrik dat ons, as ons gaan bepaal op ons verkope gedeelte, dat ons daai syfers so akkuraat as moontlik hê, want dis waar jou besigheidsplan of jou besigheid begin wat hom maak of breek. As daai syfers en daai aannames op die grootte van die mark en die teikenmark verkeerd is, dan is alles wat jy onder toe doen, jou uitgawes, jou bemarking, alles val dan plat, want dan gaan niks gaan werk nie. As ons bepaal wat gaan ons verkope wees, dan wil jy gaan seker maak, jy kry feite, en ek dink dis een van die goed wat ons van hou daarvan, as ons kyk na 'n besigheidsplan om te sien, hoe het jy by daai spesifieke syfer uitgekom, wat jy sê, so as jy vir my sê, hoorie, so ek kan R1 miljoen se omset doen 'n maand, dan wil ek weet, hoe het jy by dit uitgekom, waar het jy daai syfer vandaan gekry, en daar is op die internet baie inligting, maar ek dink wat een van julle gesê het, ek dink was in Bellville, is dat dit is belangrik dat jy uitgaan en toetse ook gaan doen in die mark. Gaan praat met mense wat fisies, jy dink daai goed gaan koop, want dit is van die beste terugvoer wat jy kan kry. En ek dink een van die ander goed is, wat ek nou agtergekom het, is mense, jy wys vir hulle 'n produk,
En hulle raak baie opgewonde en dan sê van hoorie so, okay, kan jy vir my Proformer bestelling gee? As ek vir jou dit kan aflewer oor 'n maand, hoeveel gaan jy bestel? Kan jy dit op papier sit? En as jy sien baie keer dan sê mense nee, okay, hulle stel nou nie meer belang nie. En dan weet jy regtig, is hierdie ou net daar om jou gelukkig te hou of stel hy regtig belang? En dit kom weer terug. Jy soek vaste feite. Jy wil nie net hierdie goed uit die lug uitgryp en syfers op 'n stuk papier sit nie, want op 'n Excel spreadsheet is ons almal multimiljonêers. So ek dink jy moet jou feite gaan kry, jy moet genoeg marknavorsing doen. So as ek kyk na die verkoopsgedeelte, is dit vir my baie belangrik om seker te maak die feite is daarso. Enige ander vrae voor ek aanbeweeg na bemarking wat maar die groot gedeelte is. Okay, so as ons kan saamvat, op jou besigheidsplan, jou verkope is jou inkomste syfer wat jy gaan wys op jou inkomste staat, en jy moet dan ten minste op jou ergens moet daar 'n dokument wees wat dan verduidelik is hoe het jy by hierdie syfers uitgekom, wat 'n navorsing jy gebruik het, met wie jy gepraat het, wie is bereid om die produk te koop, vernaam as dit iets niets is wat nog nie daar buite in die mark is, en so dit is altyd goed om te sê hoor hierso, ek het met hierdie 5 of 10 maatskappye gepraat, en almal van hulle het 'n tentatiewe bestelling ingesit as ons die produk in die mark kan insit. So dit is altyd goed om sulke inligting te hê. So as ons 'n bietjie oorbeweeg na bemarking toe, ons kan nou weer terugkom na die verkope. Jou bemarkingsplan gaan grootendeels bepaal wat jy op die einde van die tyd met jou produk of jou diens gaan regkry daar buite. En bemarking oor die laaste 10 jaar het verskriklik verander. Goed wat gewerk het 10 jaar terug, is nie meer van toepassing vandag nie, of is baie oneffektief, en ek sal so 'n paar van dit bietjie met julle net deel, wat ons gebruik in van ons groepe, en wat baie goed werk. Ek dink die groot ding met bemarking is ook, dat bemarking kan verskriklik baie geld kos, en ou sien baie keer in 'n besigheidsplan, mense sit verskriklike groot bedrae daarin, weet hulle wil R1 miljoen se omset doen, maar hulle bemarkingsbudget is ook 800.000, weet so, baie keer is net belaglike goed, en jy kry baie keer insetkoste, en dan is jou bemarking is so groot, en dit skrik gewoonlik 'n belegger af, want die eerste ding wat hy na kyk is, maar hoe kan jy by die syfers uitkom, en dis belangrik dat ons daai goed afbreek. So as jy 'n bedrag in jou inkomste staat gaan insit vir bemarking, moet jy ten minste 'n bladsy hê wat sê hoorie, hoe gaan ons dit doen, en hoekom gebruik jy daai tipe bemarking? In bemarking is daar 'n klomp verskillende rigtings om te gaan. Jy kan wat ons noem die haalgeweer metode vat, wat gewoonlik 'n baie duur metode is. Daar's guerrilla marketing, en ek sal nou 'n bietjie daaroor praat. En dan is daar ook word of mouth marketing, waar mense basies bemarking vir jou doen, en wat heelwat goedkoper is, maar ons gaan nou na die verskillende goed gaan. As jy 'n produk of 'n diens op die mark sit, vir my is daar gewoonlik 3 tipe aanslae op bemarking. En wat dink julle is dit? As jy kyk na en ek praat nie van die tipe bemarking, ek praat van die boodskap wat jy gaan uitstuur oor 'n produk, maak nie saak wat dit is nie, daar's basies 3 verskillende tipe rigtings wat jy kan gaan daarmee. Okay, so as jy bemarking doen oor jou produk of jou diens, het jy 'n boodskap wat jy tog uitstuur. Jy wil vir die mense iets bewus maak, en ek praat nie van ek het die beste produk en dis hoekom jy moet koop nie, ek praat van die storie agter die ding. Daar's 'n baie spesifieke boodskap wat jy doen. Nou die eerste een is vrees. So jy kan die vreesmetode gebruik. So wat jy doen is, so voorbeeld, jy ontwikkel 'n Vitamine C pilletjie wat mense kan drink, en jou advertensie gaan alles oor om vir mense bewus te maak om te sê hoor hierso, as jy nie 'n Vitamine C pil elke dag drink nie, dan gaan jy verseker nie langer as 60 jaar lewe nie, en 80% van mense in die wêreld wat nie
'n Vitamiin C pil drink nie, word siek. So jy gebruik vrees. So die mense hoor dit, hulle kyk daarna en hulle besluit hoor hierso, maar ek wil nie een van daai statistieke word nie, alhoewel daai statistieke goed is wat in die lug hang en hulle gaan koop jou produk. So een rigting is vrees en jy kan dit met baie verskillende produkte doen. Jy kan dit in die sekuriteitsbedryf doen, jy kan dit in kos, maak nie saak wat nie, jy kan dit in enigste ding doen. Die ander een of strategie wat 'n ou kan volg is, wat dink julle is dit? Nou dat julle weet waarheen ons gaan met hierdie vraag. Enige idee? As dit nie op vrees is nie, waarop gaan jy jou bemarking baseer? Wat is die volgende rigting? Daar's iemand daar bo in Centurion, sien ek. Ekskuus, ek dink dalk een manier ook om te target is prestige. Weet jy wil hierdie BMW ry want of jy wil iPhone hê want jy is dit en dit en dit. Dis 100% reg. So die volgende een is, die boodskap is, jy kan nie sonder hierdie ding lewe nie. Okay, en dit is gewoonlik baie keer, dit gaan oor of nuwe tegnologie, of dis iets wat jou laat beter voel oor jouself, maar die boodskap is dat, as jy nie hierdie selfoon of hierdie kar of hierdie produk het nie, dan is jy nou maar net nie in die lewe nie. Nou, as jy oor 'n sekere ouderdom kom, dan pla hierdie goed jou nie meer nie, maar ons gaan nou 'n bietjie na statistieke kyk om te sien wie is eintlik die mense wat jou produkte gaan koop op die oomblik. So dis die tweede een. Okay, die derde een vir my is basies wat ons noem 'n lewensnodige produk. So dis iets wat jy kan nie sonder dit klaarkom nie, jy moet dit hê om te lewe. Dis basiese produkte, kos of voedsel, klere, vir baie mense 'n motor, maak nou nie saak nie, maar dis die basiese goed. Al drie van daai tipe rigtings het totaal en al 'n ander tipe aanslag in die boodskap wat ons al buite gaan uitsit. So as ons 'n basiese kosproduk gaan adverteer, dan gaan ons nie 'n vreesmetode gebruik nie en jy kan ook nie vir die ou die prestige ding gaan probeer verduidelik nie, dit gaan nie werk nie. So jy moet besluit wat jy wil doen en watse rigting jy wil gaan met jou produk. Die hele supplement industrie daar buite, al jou tipe goed wat die ouens drink om hopelik nie siek te word nie en al hierdie goed wat buite die pharmaceuticals is, daai hele industrie werk op vrees. As jy gaan kyk na al hulle tipe advertensie en alles oor vrees van soveel mense gaan dood aan hartaanval, maar as jy hierdie pil drink wat van olyfolie gemaak is, dan gaan jy nie dood nie. So dis alles vrees. So nadat jy besluit het wat is die rigting wat jy gaan, dan kan jy nou begin met jou tipe bemarking. En ek het nou gesê dat bemarking in die laaste 10 jaar verskriklik verander het. Ek gaan so 1 of 2 statistieke net vir julle wys van wat ons gebruik en wat net so 'n bietjie vir jou wys dat baie van ons dink, weet, daar's 'n sekere mark daar buite wat jy wil na bemark toe gaan, vernaam as jy praat van die algemene publiek, maar wie's eintlik die mense daar buite wat goed koop? En hoe kommunikeer jy met hom? 'n Paar jaar terug, as jy advertensie op TV gehad het, of jy het iets in die koerant gesit, dan het jy baie goed gedoen, en jy hoef nie veel anders te gedoen het nie. Dit werk nie meer so nie. As jy kyk na advertensies in tydskrifte, dis een van die swakste maniere om te adverteer, want mense kyk nie meer na advertensies nie. So as jy nie in 'n tydskrif is wat ons noem 'n lifestyle tydskrif nie, dan gaan mense nie eers kyk na jou advertensie nie. Jy kan maar mense vra, gee dit vir jou vrou of jou man, laat hy dit deurblaai, en dan vra vir hom na die tyd, wat se advertensie het jy raak gesien, en 9 uit 10 keer gaan hulle vir jou sê, hulle gaan nie vir jou kan sê nie. Maar gee vir 'n persoon wat mal is oor golf, 'n golf tydskrif, en hy gaan jou waarskynlik na die advertensies kyk, want daar's 'n interest. So dis baie belangrik om te weet, as jy gaan kyk na sulke tipe advertensie, help nie, jy gaan net en jy gaan adverteer in jou huisgenoot en die tipe van hierdie tydskrifte of die dram nie, dit gaan nie impak maak nie. Die ander ding is, TV advertensies is verskriklik duur en dit het maar 3 sekonde wat mense aan jou dink voor dit aanbeweeg na die volgende gedeelte toe. Die tipe bemarking wat ons deesdae gebruik, moet ons in ag neem dat mense konsentreer nie meer nie. Is dat van 2000
tot nou het die tyd wat mense konsentreer van 12 sekondes afgegaan na ek dink iets soos 8 sekondes. So om dit in perspektief te sit, 'n goue visie kan vir 9 sekondes konsentreer. So mense se konsentrasie het heelwat afgegaan. So as jy nie binne 8 sekondes 'n impak maak op 'n persoon met jou produk nie, dan gaan hy nie na jou produk kyk of koop nie. So dit is nogal belangrik dat ons kyk daarna van as ons kyk hoe ons dit doen, het jy basies 'n split sekonde. Dis dieselfde met baie van die advertensies wat jy langs die snelweg sien, wat die ouens opsit teen die lamppale. Die ou het hierdie uitstekende produk, maar jy het omtrent 'n verkyker nodig en jy moet doodstil gaan staan reg voor hom om te kan sien wat op daai ding geskryf is. Dis net swak bemarking en jy mors jou geld. So wanneer ons na bemarking kyk, dan gaan sit en ons moet mooi dink. Hoor hierso, gaan hierdie ding werk? Hoe gaan mense daarna kyk? En sit jouself bietjie in die skoene van die persone wat jou produk gaan koop, dat jy dit reg kan opsit. So gaan net bietjie kyk hier na 1 of 2 statistieke. As jy kyk na die hulle noem dit die Generation Z, is mense wat gebore is van 1995 af na 2009. Nou die interessante statistiek hierso is dat 52% van die wêreldse populasie, en dis Suid-Afrika ook, is onder 30. So dit help nie jy dink dat jy kan jou bemarking en goed gaan doen, en vernaam as jy 'n groot aanslag wil hê, dat jy mense oor daai ouderdom gaan groot mate gaan kry nie, want 52% is onder 30, so jou bemarking moet die nuwe tipe tegnologie in ag neem, anders dan gaan jy net nie jou boodskap daar buite uitkry nie. By 2020, dis oor 5 jaar, gaan 70% van die wêreld se geld wat spandeer word, gaan van mense wees wat onder 30 is. Nou dis 'n verskriklike statistiek. So as jy nie jou goed daarby aanpas nie, dan gaan jy advertensies doen en dit gaan totaal oneffektief wees. So as ons deesdae kyk, hoe werk jy met die mense wat jou produk gaan koop? Dan moet jy sê, hoor hierso, hulle kommunikeer anderste en hulle dink anderste. En wat baie interessant is, omdat die lewe so vinnig gegaan het, wil mense wat ons noem instant gratification, hulle soek goed dadelik. So, dit help nie jy het 'n produk en die persoon moet 6 of 8 weke vir dit wag nie. Ek dink een van die grootste probleme hier buite, as jy kyk na meubelwinkels, ek dink hulle verloor verskriklik baie geld, want jy kan in enige meubelwinkel instap, en as jy iets wil koop, dan sê hulle vir jou, hoor hierso, nee, jy kan nou maar betaal, maar ons gaan dit eers oor 2 maande of 3 maande aflewer. Mense wil iets betaal en wil dit nou of môreoggend hê. En dit is hoekom al die internet besigheid daar buite, wat die ouens wat suksesvol is die ouens wat binne 24 uur aflewer. Die ander ouens almal sukkel. So as daai tydperk te lank word, stel mense nie belang nie. 'n Baie ander interessante ding is die nuwe koopkrag of jong mense daar buite vertrou meer wat hulle vriende sê as wat hulle hoor van die ouer generasie. So in die verlede altyd het as ons advertensie gedoen het, het ons altyd gesê, hoor hierso, hier's 'n persoon van 80 jaar oud, en daar was respek gewees, en die mense het geglo wat hulle sê, want hulle het ondervinding. Daai dae is verby. So, as jy advertensie insit, in 'n tydskrif, of maak nie saak of dit op 'n flyer is nie, mense gaan dit baie minder glo, as wat hy by sy vriend hoor van hierdie goeie produk. En dit kom terug by die ding wat ons gepraat het van word of mouth, waar vriende vir mekaar vertel van jou produk, en dis wat jy wil by uitkom. Jy wil hê mense moet praat oor jou produk. Jy wil nie miljoene rande gaan spandeer op advertensies daar buite nie. Dan natuurlik is die sosiale media is 'n verskriklike groot ding, en ek gaan 'n bietjie statistieke vir julle daar gee. En as jy nie op daai vlak gaan kommunikeer nie, kan jy maar vergeet. Jou produk gaan net nie impak maak as jy 'n groot mark wil benader nie. En dan die laaste ding wat baie belangrik is, as ons kyk na produkte deesdae en die mense wat dit koop, is dat die jonger mense vandag wil die wêreld 'n beter plek maak. So hulle wil voel dat hulle deel is van jou produk en dat hulle kan 'n verskil maak. En
as jy kyk na advertensie, as jy dit kan gebruik, wat jy kan kom by 'n plek waar jy kan kommunikeer en jou publiek kan terugkommunikeer met jou, dan gaan jy baie meer reg kry as wat jy net 'n blaadjie hierso by die straathoek of by die robot gaan uithandig. Ek gaan nou nie in die detail hier ingaan nie, maar as ons net kyk hierso van 1945 regdeur na 95 toe, het die hele manier van hoe ons lewe totaal en al verander, van waar mense TV gekyk het, kry hulle al hulle inligting nou op wat hulle by hulle het. So dis of op sy hierdie nuwe armhorlosies of op jou selfoon, maar dis alles wearable informasie. So die mense het al die inligting op hand en jy moet op dit kommunikeer as jy wil suksesvol wees. As ons kyk na selfone, ons gebruik die selfoon verskriklik baie om met mense te kommunikeer en ons produkte daar buite uit te kry. As jy kyk hierso, hierdie statistieke, is daar die algemene persoon 150 keer 'n dag na sy selfoon kyk. So, jy moet net op 'n manier uitwerk, hoe kan jy jou boodskap van jou produk op dit kry? En dis 'n baie goeie bemarkingsplan as jy kyk, en daar's verskriklik baie platforms wat jy kan gebruik op die sosiale media op dit. Iets interessant hierso, as ons kyk na Suid-Afrika, is dat Suid-Afrika spandeer, of mense in Suid-Afrika spandeer meer tyd op sosiale media as die mense in Amerika en die wêreld se algemeen. So dit sê vir jou, hoor hierso, maar hierso is 'n geleentheid om met mense te kommunikeer sonder dat dit my 'n groot klomp geld gaan kos. So wat ek probeer sê vir julle hierso is dat as jy gaan kyk na die manier wat jy kommunikeer met jou publiek daar buite, vernaam as jy produkte het, as jy nou 'n toetsproduk het wat jy nou net na 'n groot maatskappye toe gaan jy nou obviously nie hierdie gebruik nie, maar as jy 'n produk het of 'n diens het wat jy na die publiek toe wil vat, moet jy hierdie platforms gebruik. Dis goedkoop, baie van dit kos jou niks nie, en enige nuwe entrepreneur wat na 'n besigheidsplan kyk, gaan wil sien, hoe gebruik jy dit, want dis die toekoms, hoe mense gaan kommunikeer. Een van die interessante goed wat ek so 2 weke terug op afgekom het, is 'n maatskappy wat ons by betrokke geraak het, wat klere vervaardig, Suid-Afrikaanse produk, die produk se naam is Sgt. Pepper, maak klere, hulle is gebaseer in Durban, en wat hierdie mense doen is, hulle maak klere en hulle verkoop dit in die winkels, maar hoe hulle met hulle kliënte werk, is dat elke dag word daar foto's uitgestuur van hoe hulle klere gemaak word, en hulle laat toe dat die publiek terugkom na hulle toe op Twitter of op Facebook, en kommunikeer terug om te sê, hoor hierso, ons wil graag dit verander op die klere, of ons wil graag daarvan hou as jy dit doen. So hulle daai interaksie tussen hulle kliënte en die ontwikkeling van die produk. En dit maak dat mense passievol raak oor jou produkte, en dis 'n baie goeie manier dat mense praat, want die grootste ding of manier om jou naam daar buite uit te kry is, jy wil hê mense moet praat oor jou produk. Dit maak nie saak hoe goed jou diens is, of hoe goed die kwaliteit van jou produk is nie, as mense nie praat oor jou produk nie, dan gaan dit nou maar net nie verkoop nie, of die volumes verkoop nie. Enige vrae daarso? Dan net so 1 of 2 goed, ek dink, as jy kyk na besigheid, probeer altyd, wat ons noem is om in die stil water te gaan besigheid doen. So wat ons daar probeer, dit help nie, jy bring 'n produk uit en jy probeer die massiewe maatskappye in Suid-Afrika of groot produkte aanvat en iets in daai mark inkry nie. So as jy besigheidsplan opstel, is dit altyd 'n goeie resep om te kyk, gaan beklei ek teen die groot kompetisie daar buite, of is ek in 'n plek waar daar nie te veel aktiwiteite is nie, want dan is dit net soveel goedkoper om jou bemarkingsstrategie en jou produkte daar uit te kry, of nie so hard te werk vir dit nie. Ek dink die ander ding ook is, hoekom dink julle maatskappye soos Coca-Cola adverteer op 'n plek soos TV-bemarking? Hoekom dink jy spandeer hulle biljoene rande op TV? Is dit 'n goeie media? Wat dink julle? Hier's iemand daar bo in Centurion. Verskoon vir die Engels, maar brand awareness. As jy heeltyd Coke sien, Coke elke dag op die TV, dan as jy in die winkel kom, dan koop jy Coke. As jy nie elke dag 'n Coke advertensie
op die TV sien of op 'n koerant of enige plek nie, dan daal Coke se verkope met plus minus 5% per week. As hulle dit nie elke 24 uur. Coca-Cola het 'n verskriklike groot advertensie budget en dis hoekom hulle kan bekostig op TV te kom en daar te adverteer. Maar jy sal sien dat baie mense maak die fout, dan dink hulle omdat Coke daar is, dan moet jy jou produk daar sit. So moenie altyd net volg wat die ander groot maatskappye doen en dink dit is noodwendig die beste media nie. Dit werk dalk vir Coca-Cola en hulle het die geld om te mors op dit en hulle moet dit spandeer, maar vir jou besigheid en jou besigheidsplan is dit nie noodwendig nodig dat jy op dieselfde metode moet gaan nie. Ek sê altyd, gaan vir die low hanging fruit, gaan vir die maklikste verkope eerste, die maklikste en die goedkoopste manier wat jy by jou boodskap kan uitkry, en soos jou besigheid groei, dan kan jy altyd later gaan vir die dierder tipe advertensie mediums wat daar buite is. Maar bo op jou bladsy moet social media moet nommer 1 wees, en dan van daar af kan jy kyk, okay, die mark wat ek wil teiken, watse tipe kommunikasie is dit wat hulle doen, wat gebruik hulle en waarmee kommunikeer hulle. As jy kyk na 'n groot gedeelte van ons swartmark, is dat die meerderheid van hulle doen absoluut alles op hulle selfoon. Dis hulle musiek is daarop, alles wat hulle doen, dis hulle computers, want hulle het nie 'n laptop by die huis nie. So as jy in daai mark gaan inbeweeg met verkope, dan moet jy seker wees, jy kom in op dit, want anders gaan jy net nie daai mark bereik nie. En dis maar vir elke teikenmark wat jy moet kyk. Daar is sekere gedeelte van die mark, as jy wil inkom, dan 'n sekere ouderdomsgroep, dan mag dalk radio die beste wees, maar jy moet gaan uitvind, wie is jou teikenmark, wat doen daai mense, en waar gaan jy die goedkoopste jou boodskap na hulle toe kan oordra. So enige vrae so wat jy wil vra sover? Enigiets wat jy dink moet op 'n besigheidsplan wees onder bemarking, wat ek dalk nie genoem het nie. Wie van julle kan vir my verduidelik, wat is, ek het vroeër daarvan gepraat, is guerrilla marketing. Wat verstaan julle onder dit? Dis miskien by 'n stadion as daar 'n groot Vodacom event is, dan is MTN daar met klomp girls en hulle deel pamflette uit van hulle nuwe selfoonpakket. Dis presies wat dit is. So wat jy moet na kyk vir jou produkte is ons gebruik die woord brand association. So as jy kyk na vir julle praktiese voorbeeld te gee, ons Nikon maatskappy, ons doen goed saam met Land Rover Suid-Afrika en Jaguar Suid-Afrika. Nou die twee produkte het absoluut niks met mekaar te doen nie, maar ons teikenmark is soortgelyk. En deur by hulle events en goed te wees en saam met hulle te werk, kos ons 1/4 van die prys, en hulle kry ons kliënte en ons kry hulle kliënte. So dis presies wat dit is. Jy kyk na wat 'n ander groot produkte is daar buite wat iets soortgelyk in jou veld doen, of wat dalk net dieselfde teikenmark het. En jy kyk hoe kan jy daar inkom en saam met hulle werk om dieselfde kliëntetaal te gebruik. So dis iets wat baie suksesvol is, en wat dit jou help, veral as jy 'n nuwe produk of diens het, is dit gee vir jou kredibiliteit op jou produk. Want as jy nou, kom ons gebruik 'n stupid voorbeeld, as jy 'n nuwe band in Suid-Afrika wil begin maak vir karre, en jy kan saam met een van die groot karmaatskappye uitstal of binne waar noem jy hulle vertoonkamers kan wees, dadelik neem mense aan jou produk moet goed wees, omdat jy saam met hulle is. So brand association is 'n baie suksesvolle manier om jou produk of 'n nuwe produk daar buite in die mark in te kry. Okay, enigiets anderste? Enige vrae, iets wat julle wil hê ek dalk moet verduidelik, of iets wat julle wil verstaan? Hierso in Somerset West, dalk is hulle ook so 'n bietjie kan praat oor brand. Ek weet nie of op van topic af is nie, maar om 'n brand uit te bou. Weet wat sal van die beginsels wees om te sê ek het 'n idee, want ek het nou 'n bietjie van 'n die begin basies ons maar met 'n logo. Jy weet, maar hoe vat jy nou daai ding en wat sal die stappe wees om daai ding nou 'n bietjie meer vleis om te sit? Okay, skus, het jy gesê brand equity of brand identity? Dit is maar brand uitbou. Uitbou, skus. Okay. Ek dink die
Die groot ding wat 'n mens nou moet kyk is dat hoe belangrik is dit vir jou produk of jou diens om die Engels is daar die recognizable brand daar buite te wees. Hoe belangrik is dit? As jy net 'n diens lewer, kom ons sê jy begin 'n maatskappy wat huise gaan skoonmaak. Is dit dan nie so belangrik dat almal jou logo moet kan raak sien en ken nie? Maar as jy 'n produk het wat uniek is en jy wil hê mense, dis 'n produk wat jy wil bou oor 'n klomp jare, dan begin dit belangrik raak. So ek dink as ons kyk na die brand identity, ek hou daarvan van goed wat baie klein is. As jy gaan kyk na al jou groot maatskappye daar buite, behalwe seker Coca-Cola, het amper almal van hulle die laaste 8 jaar het hulle brands gaan verander, die manier wat dit lyk, wat hulle dit skryf, en hulle het na baie skoon en basies 'n skoon ontwerp gaan kyk. So glad nie besig soos wat ons gedoen het in die 50s en 70s en 80s seker nie, wat die ontwerpe was verskriklik besig, en baie van die goed kan jy nie eers dadelik gesien het nie. So as jy kyk na 'n ontwerp, moet jy kyk na iets wat baie skoon is, wat dadelik mense sal kan raak sien. Hulle moenie probeer uitfigure wat het jy nou daar probeer skryf nie. En dis altyd goed om wat ons noem onder 'n tagline te sit, iets wat verduidelik dalk wat jou produk is. Weet, dit help nie jy het hierdie pragtige ontwerp van 'n milie en jou besigheid het 'n naam wat niks met dit te doen nie en niemand weet wat doen jy daar buite nie. So onthou altyd dat as jou naam nie sin maak wat jy doen nie, ten minste het jy daaronder iets wat verduidelik wat jy doen. So jy het 'n slogan of so iets wat daarom net vir mense inligting gee, want baie keer land jou papierwerk op verskillende plekke en jy wil hê mense moet dadelik weet wat jy doen. Net 'n vraag, het mag miskien nie so lekker klink nie, maar gestel jy wil 'n besigheid begin in kompetisie met die Premier Groep. Wat sal jy voorstel? Hoe gaan jy te werk? Jy's 'n klein organisasietjie, maar hoe gaan jy te werk gaan om in die mark in te kom? Watter strategie sal jy gebruik om teen die Premier Groep 'n impak te maak, of 'n impak, ek bedoel, in die mark te maak? Ja, kom ons die Premier Groep is nou obviously wat ons noem gediversifiseer. So kom ons vat een van die afdelings of een van die maatskappye binne die groep. So kom ons vat ons kom ons sê ons IT maatskappy. So hulle doen spesifieke werk op wat ons noem mobile platforms vir besighede, ontwerp van sagte ware. So jy kom nou in die mark in en jy wil teen hulle kompeteer. As ek 'n nuwe produk uitbring, en ek praat nou van toe ek begin het in besigheid met basies niks nie, is dat jy kyk altyd na wat is daar wat die kompetisie verkeerd doen, of wat jy dink jy kan beter doen, of jy kyk na 'n mark wat hulle dalk net nie aanspreek met hulle spesifieke produk nie. So hulle het gegaan dalk na 'n sektor van die mark met hulle produk, maar hulle die ander gedeelte is net te klein, want onthou, hoe groter 'n maatskappy word, hoe minder wil hy na die klein besigheid kyk. So as ek môre geleentheid kry vir 'n besigheid wat 'n miljoen rand se omset doen 'n jaar, dan gaan ek nee sê daarvoor, want dit maak net nie sin vir ons tyd nie, maar dalk vir iemand wat nou net begin, is dit 'n baie goeie begin. So ek hou daarvan om te sê, kom ons kyk na wat daar buite reeds is. Dis verskriklik moeilik om iets van niks af te begin nie. En wat ek daarby probeer sê is, as daar nou nie computers was nie, om dit te begin, dis verskriklik moeilik, want jy moet mense leer dat hoorie, hulle het nou hierdie ding nodig, want mense weet dit nie, en dit vat baie geld en baie jare voor jy kan doen. Alle groot besighede het swakpunte, daar's sekere goed wat hulle nie wil doen nie, wat vir jou 'n geleentheid gee, en daar's baie goed wat hulle baie swak doen, omdat hulle te groot raak. En veral as jy kyk na persoonlike diens, in die diensafdeling, jou groot maatskappye maak baie foute daar, en daar's baie keer vir jou geleentheid daarso. Ek dink van 'n ondervinding punt af is dat, as jy 'n besigheidsplan opstel, en dis nou jou eerste besigheid, moenie bang wees om klein te begin nie.
Ek dink baie mense maak die fout en dink hoor hierso ek moet 'n 5 of 'n 10 miljoen rand se besigheid aan die gang kry. As jy R1000 'n maand kan begin mee, glo my, die goed begin net groei en groei van daar af. En as jy kyk na alle suksesvolle entrepreneurs daar buite, hulle het almal begin met baie klein, maar hulle het begin. Dis die geheim. So moenie bang wees dat jou besigheidsplan is dalk net te klein nie. Daar's altyd iemand in die mark wat gaan belangstel om geld in so tipe besigheid in te sit. So dit hoef nie altyd die 100 miljoen rand besigheid te wees as jy begin met 'n besigheidsplan, veral in die begin nie. Moenie voel dat jy moet groot syfers insit om iemand te kry wat belangstel nie. Ek wil gou 'n vraag vra op die tipe bemarking. Jy het 3 genoem, die vreesmetode, die kan nie sonder dit nie, en die lewensnoodsaaklike metode. Maar ek wil iets in die toerisme oor verblyf en sulke goed. Nou, en jy het ook nou genoem die huis skoonmaak byvoorbeeld. Maar waar sal jy op vakansie gaan? Waar sal jy, of is daar miskien nog 'n 4de een, of as ek die besigheidsplan en iemand soos jy wil dit kan nie verstaan nie, maar kan vinnig optel waaroor dit gaan. Waar sal jy hom in daai 3 sit, of is daar 'n 4de een moontlik? Nee, ek dink, kyk, alles gaan meer of min onder daai 3 gaan. Daar's altyd ekstra, maar as ek nou kyk, kom ons sê jou skoonmaak ding, of idee, is dat ek wat die besigheidsplan lees, moet net voel as ek klaar is met daai plan dat ek het hierdie diens nodig. Ek moet dit doen. Of ek het dit nodig in my lewe. So ek dink as jy, wat ons noem 'n need aanspreek, is dit dieselfde. So as jy kyk na jou vakansie tipe ding, ek weet nou nie of dit 'n webwerf is of wat dit presies is nie, maar jy moet altyd vir mense die idee gee dat as hulle nie jou produk gebruik nie, dan kort hulle iets in hulle lewe. En so daar's altyd iets wat jy daarin kan sit, maak nie saak wat se tipe produk of diens dit is nie. Ekskuus hier, die moed uit net, wanneer kan 'n mens sê jy doen genoeg bemarking, of jy doen nie genoeg bemarking nie? Iewers moet 'n mens tot op 'n punt kom waar jy jouself meet, en is dit suiwer finansiëel? Ek weet nie of ek nou my eie vraag beantwoord in die proses nie, maar dat dit 'n heeltyd 'n meet en nog bemarking doen en kyk wat is die finansiële impak daarvan. Hoe bepaal 'n mens jy doen genoeg? Is daar maatstawwe, is daar riglyne? Dis eintlik 'n baie goeie vraag, en daar's 'n maklike antwoord en 'n moeilike antwoord. Die maklike antwoord is baie besighede kan jy dit mee meet. So om vir jou 'n praktiese voorbeeld te gee, as jy kyk na ons korttermynversekering besigheid, ons kan presies sien waar die bemarking is, omdat ons direk met die kliënt praat. So die persoon bel in of hy reageer op 'n internet transaksie of advertensie, whatever, maar al daai goed is in 'n database word dit opgetel. So as iemand inbel, dan weet ek jy het my billboard op die R21 naby Kempton Park raak gesien. So en in daai bedryf is dit letterlik, ons sit die advertensie aan en af op 'n daaglikse basis, want ons kan presies sien wat werk nie. Maar meeste van die besighede het nie daai tipe leksheid nie. So kom ons kyk na 'n produk waar ons, of een van my besighede waar ons groothandel verkoop. So ons verskaf al die winkels in Suid-Afrika met 'n klomp produkte. So ek praat nooit direk met die gebruiker self nie, behalwe deur die promosies wat ons doen met sosiale media, ons werkswinkels en so. So daarso probeer ons altyd kyk dat as ons advertensie doen, is daar 'n manier wat jy dit kan meet. Party goed kan jy meet, ander kan jy nie meet nie. So dis hoekom as jy kyk na advertensie is, probeer jou goed gefokus hou, sodat, kom ons sê jy het 'n diens wat jy wil lewer in Pretoria Noord, en jy sit 'n klomp straatadvertensies op daarso. Doen een ding op 'n slag, en jy gaan baie vinnig sien, begin jy oproepe kry, of is jou verkope, en jy meet dit maar basies aan verkope, maar ek dink as jy te veel goed doen op een slag,
dan is dit baie moeilik om te weet of dit werk of nie werk nie. So ek hou gaan van gefokuste bemarking, een ding op 'n slag. As jy nie direk met die persone wat dit gaan gebruik en wat jou terugvoering kan gee, kan kommunikeer nie, dan is dit gewoonlik die makliker manier. Maar dit is maar altyd verkope, maar dit maak dit baie keer baie moeilik. Ons sukkel met dit in baie besighede, want baie keer kan jy net glad nie dit meet nie. So dit is bietjie van 'n baie keer bietjie moeilik om presies te sien wat gebeur. Stefan, ek wil sommer net vra wat die gebruik van video's in bemarking aanbetref. Jy het nou nog gepraat van vir al die millenniums wat baie visueel ingestel is en baie kort aandag en sulke goed kan hou. Nou is daar ook van die ouens wat sê dat as jy nou video's gebruik, die video nie 'n vreeslike lang rak lewe nie, so dis dalk 'n baie duur metode. Omdat 'n haarstyl verander of 'n brilstyl verander of ouens dra nie meer paisley nie, hulle dra nou strepe of vice versa. Maar met die gebruik van video's, ek miskien nou dalk in 'n sekere mate my eie vraag beantwoord daar, maar hoe effektief ervaar julle die gebruik van video's in bemarking? Ek het hierso, dis 'n baie relevante vraag. Ek het ergens op een van hierdie slides, ek kan dit nou nie vinnig raak sien nie, maar video, skus hierso, by 2017, dis oor, wat is dit, 2 jaar, is 90% van alle internet gaan video gebaseer wees. So, daar is 'n verskriklike groot beweging na videoprodukte toe. En ek kan vir julle 'n praktiese voorbeeld gee wat julle bietjie na kan gaan kyk. Die maatskappy se naam is www.vat, is VAT19.com. Dis 'n maatskappy in Amerika en wat hulle doen is hulle verkoop allerlei tipe speelgoed en gimmicks en goed. Maar hulle gebruik video uit en uit vir hulle produkte. En as jy bietjie gaan kyk daarna, dit is verskriklik slim gedoen. Daar's 'n baie definitiewe boodskap wat uitkom. So ons gebruik video verskriklik baie en daar's verskillende maniere. Jy kan video binne in die retail spasie doen, binne in winkels. Obviously met YouTube kan jy verskriklik baie inligting opsit. Dit kos jou niks nie. So ek is 'n baie sterk voorstander vir videobemarking. Dis meer interaktief, dis meer persoonlik, jy kan die boodskap baie beter uitkry, en as jy kyk na op TV, het hulle in die middel van die dag het hulle hierdie info commercials. Dis een van die grootste, of een van die beste plekke vir versekeringsmaatskappye waar hulle besigheid uitkry, is daai goed. Moet my nie vra wie kyk dit of wie tyd vir dit nie, maar iemand kyk dit en daai mense spandeer geld. So, en dit is alles video gebaseer. So as jy op enige manier jou produk op video kan sit, so is dit eerste prys. Ek dink die mark daarna is verskriklik groot en as jy net kyk na die statistieke, dis oor 2 jaar, dis 'n massiewe statistiek hierdie. So jy moet dit in ag neem. Ok, dink ek dan so dit. Dankie dat julle geluister het, waardeer het, en ek hoop kon daarom vir julle so 1 of 2 goed mee gehelp het. So sterkte met julle besigheidsplanne en julle idees, en hoop julle almal kry julle beleggings wat julle op soek is na. Sterkte, dankie.